Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, het die wêreld oorwin. Nou baie mense gebruik hierdie vers as troosting, wat reg is, maar ongelukkig as 'n enkelstaande vers. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. So die lewe krap my om. En ek wil vrede hê. Nou praat Yeshua en hy sê, ek het dit vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. Hy sê, ja, ek wil dit hê. Yeshua sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. En ek sê, ek kan getuig daarvan. Lewe is nie maklik nie. En dan sê Yeshua, maar hou goeie moed. Hoekom? Ek het die wêreld oorwin. Ek is die koning van die heelal. Daar kom 'n tyd, wanneer ek gaan terugkom en my koningskap hierso met geweld gaan vat en my koninkryk vestig, ten spyte van wie wat sê, want ek het die wêreld oorwin. Elke knie sal voor hom buig. Maar hoe is dit betrekking op my? Omdat hy die wêreld oorwin het, kan ek outomaties deel van sy koninkryk wees? En dis maar die vraag wat elkeen van ons moet uitmaak. Nou vir die wat die antwoord ken, wat sê nee, God het hom met my versoen, nou moet ek my met hom versoen. Wat bly nog vir ons oor, wat dit reeds gedoen het? Ons moet volhard tot die einde toe. Volhard, hoekom? Wat beteken volhard? As die opdraandes kom, is dit baie moeiliker as die gelykpad. En dan moet jy volhard. Nou sê hy, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar jy moet volhard. Dit gaan moeilik wees. Daar gaan situasies kom. Daar gaan gedagtes kom. Daar gaan emosies kom. Maar jy moet volhard. Vir die wat hulle nie met hom versoen het nie, en tog vashou aan hierdie vers, gaan 'n ontnigtering wees. Maar ek het die vers teen my muur geskryf. Hoekom is dit dan nie vir my nie? Want jy het jou nie met my versoen nie. Maar hoe moet ek my met u versoen het? Het jy nie die boek gelees nie? Nee, ek het dit oorgelaat aan ander wat dit vir my gelees het. Ek was in die kerk en ek was in daai kerk. Hulle het nie pertinent vir my gesê daar is so 'n situasie nie. En ek het gedink as ek net so in die groep stap, gaan die groep deur. Nee, dit is nie. Wat het ek gemis? Al as jy nie weergebore is nie, is niks van hierdie goed op jou van toepassing nie. Niks. Jy is die buitestander. Dis is ons Suid-Afrikaners wat kyk wat sê, kan ek maar sê, revolusie nou in Amerika gebeur. Ons ken al die persone, ons sien wat gebeur, ons staan verbaas en wat het dit op ons van toepassing? Niks, ons is buitestanders. As jy wil hê dit op met jou invloed hê, dan moet jy immigreer en daar gaan bly, dan het dit 'n invloed op jou. Solank as jy kyk na die woord van God en jy is nie weergebore en jy is 'n buitestander. Dis hulle en jy, maar dis nie ons. Jy kan nie by Yeshua staan en praat van ons nie. Jy is nie deel van hom nie. Dis hy en jy. Maar as jy weergebore is, dan is dit julle, jy en Yeshua. En Yeshua praat saam met jou as ons. Slegs as jy weergebore is. Wat gebeur as ek weergebore is? Ek word van bo gebore en die gees van God kom bly binne in my. Ek in hom en hy in my. En ek is in hom gebore. En dan lees ek Johannes 16 vers 33 en dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. En dan het ek absolute vrede. Want ek weet, as die graf gekom het, gaan ek net deurgaan. Soos ek nou is, gaan ek dan wees. Die omstandighede gaan totaal verander, maar ek is nog ek. Daar word nie nuwe inligting in my gedownload terwyl ek deurgaan nie. Ek kry nie 'n nuwe persoonlikheid nie. Ek is nie onbewus van my verlede nie. Ek is nie onbekend vir my bekendes nie. Ons ken mekaar nog. Ons onthou nog van wat gebeur het. Ek is nog dieselfde persoon. Ek kry wel 'n nuwe verheerlikte liggaam as Yeshua terugkom, maar ek is nog ek. Ek lewe nog. Abraham is nog Abraham. Ek gaan nie iemand anders ter wees nie. Moses is nog Moses. En ek is nog ek. En as ek weergebore is, dan is ek saam met Yeshua en hy gaan verheerlik word en ek gaan saam met hom verheerlik word. En hy gaan 1000 jaar op die aarde regeer. Dit het 'n tydperk, 1000 jaar. Son gaan soveel keer opkom en soveel keer ondergaan. En na die 1000 jaar gaan ek dan doodgaan. Nee, ek kan nie doodgaan nie. Ek lewe vir ewig. Na die 1000 jaar is dan nog 1000 jaar. En na daai 1000 jaar is nog 1000 jaar. En na 1000 jaar is nog 1000 jaar. En ek bly ek.
En Moses is Moses. En na 20.000 jaar gaan daar 20.000 jaar se verlede wees. En ek gaan nog lewe in die koninkryk van God. Maar as ek my nie met hom versoen het nie, is dit nou al 20.000 jaar van 'n hysteriese geskree, van 'n onuithoudelike pyn wat net nie ophou nie. So eintlik is die keuse so maklik, maar ons maak dit so moeilik. Ons kan net nie kies vir die lig. Dis kortsigtig. Dis dwaas. God het hom met ons versoen. En wanneer ons met hom versoen het, dan het ons vrede in hom, ten spyte van die verdrukking in hierdie wêreld. En die lewe gaan aan vir miljoene jare.